maandag en dinsdag is pastoor af. Die man pla hom nie asseblief, dan het hy nou sy eie tyd wat hy homself net 'n bietjie verfris en sy ewer het die battery reg kry. Woensdag is dit die leringe, donderdag die biduur en dan so tussen Vrydag en Saterdag dan oefen ons so lekker bietjie aan die musiek en die nodige dinge. So kan die kerkkantoorure, as ons nou net, dan is dit Woensdag, Donderdag en Vrydag. Goed, verder. Anders doen ek dan ons dit. Okay, pastoor sê, moontlik Dinsdag, anders is dit nie. Okay, goed. Maandag, Dinsdag. Okay, alright. Op elke een van ons kalender is daar nie 'n Maandag. Ons begin alles op Dinsdag. Okay. Goed so. Reg. Ek wil net vra, julle moet tog maar verlief verdrag neem as ons tegnologie vandag so 'n bietjie sukkel. Julle weet ons het 2 dae weer sonder krag gewees en dan gebeur dit mos nou dat hierdie goed se kop raak deur mekaar, soos ons soms. As ons Maandag verloor het, dan Dinsdag en Maandag so, ja, anycase. Maar as daar 'n fout kom, asseblief, moenie stres daaroor, ons vat net aan. Okay. Ek gaan vra dat pastoor net ons prediker vanmôre sal aan die woord stel en dan sal Charles ons open met gebed. Baie dankie. Môre elkeen, ek is so bly waar is die prediker? Jy moet groei my broer. Dan is dit al op groei. Maar ek is bly as hy hier is, soos om Eddie ook hier by ons. So ons is ons verwelkom vir pastoor Etienne Peres en hy gaan vir ons vandag die woord bedien. En ons is opgewonde om so 'n bietjie weer. Ek glo want ek hoor mos daar van Baken af ekskryf en dan word die selfoon glo afgesit. Nogal meneer Oosthuizen. Ja, so sit hou net maar vandag jou foon aan meneer Oosthuizen. So ons verwelkom ons kykers daar buitekant almal wat ingeskakel is en ons het gister 'n vreeslike lekker daar by Steenhof in die gemeenskapsaal daar AGS gereed het. Was ook baie, julle sien mos al die klomp vrouens smile weer. En die hawe is weer gedoen vanmôre. Ja, so Nederland is baie geseënd gewees, die evangelie het lekker uitgegaan. Ons het ook ons die suster hier so Jennifer wat met die sop mense moet nie sommer net alles van selfsprekend aanvaar nie. Ons gebruik die sop nie om mense te loop kos gee nie. Jy sal nooit almal kos gee nie, maar die sop word gebruik om die evangelie uit te vat. Ja. So en dit is ook geseën daar by die hospitaal. So ek het niks verkeerd nie, die wat gehoop het ek het in die hospitaal beland, ek het niks verkeerd, ek was hier daar. So ons sê baie dankie en vir Magda ook met die span. Julle sien mos, skud tog julle voete af daar buite man, want ek kan mos nie almekaar deur Magda uitgetrap word. Dis asof ek met klein voete hier kom inloop. Dis julle. Amen. Ja, sê kom ons, Charlotte, maak ons kop en dan gaan ons lekker saam sing, want die tyd loop uit. Almagtige Hemelse Vader, U wat my Vader, Vader, ek bid met die krag van die boodskap. Vader, soos ek hier staan vanmôre, voed die engele, sit demone en duiwels tussen U kinders, Vader. En Vader, ek bid dat U son van redding, van verlossing en vrymaking oor ons sal kom en word nodig. Soos ek die woorde gebid het gister daar in Steenhof. Want Vader, as 'n mens sien hoe die duiwel voed, dan moet ons net in gebed opstaan. Want die Heilige Gees het jou 'n tong gegee om te bid, om siele te red. Here, ek bid dat die Heilige Gees ons tonge sal aanhak met U woord, my Vader. En ek bid die seën van die Heilige Gees in sy gemeente en sy mense. En Vader, bid vir hierdie kerk se finansies, vir uitreikings om U werk in die woord te verkondig in die naam van Jesus Christus. Vader, seën ons in Jesus naam.
Amen. Prys die Here. Ja, die voorsangers, julle kan maar vorentoe kom, Bawie. Ons orrel drywer. Baie dankie. Dus je moet daar stil, die is muziek. Weet jy, sal jy net uit die Amen, kom ons staan op. Ons loof die Here. Wil jy die een langs jou goed of het hy af? Soen en druk en wees liefde. Halleluja. Toe. Number 1. Okay, slide nommer 1 is weg. Dis okay, kom ons gaan net aan met slide nommer 2. All over this church, the Spirit is moving. All over this church, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over this church, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in the
Ek wil net so voor ek begin, maar ons dan net daar vir my op juffrou Davida, sy baie siek. Net tannie Babsie nie hier is nie, jy weet sy seker ook nie lekker. So dink dan net aan die wat ons nou nie weet nie met die siekte en die goeters, jou griep is mos maar hier om nie vir ons tree altyd in. Amen. En die Babsie het gister verjaar gespoor. Ja. O. Okay, so daar is dan babbelaars. Ja. Net 'n grap, net 'n grap. Amen. Hartlike groete aan die een en elk in die kosbare naam van ons Here en Meester. Het is 'n groot voorreg om met u te wees. Ek en my vrou en my pa voel sommer tuis hierso en die warmte wat ons hierso ervaar. Ons is dankbaar daarvoor en weet dat die Here het 'n plan, né? Amen. Het is 'n spesifieke plan in die tyd waarin hy ons plaas. En ons moet intap in daardie tyd. Ons moet seker wees dat ons onsself reg align met die tye waarin die Here ons plaas. So die feit dat ons hier is vanoggend om aan die Here die eer te gee, niks kan daarmee vergelyk. Daar is niks so kosbaar soos om aan die Here die eer te gee nie, om tydens aanbidding sy naam groot te kan maak en te sê, Here, maar ek het u lief. Ek kan nie sonder u nie. Ek het u nodig. Ons het gesing, turn your eyes upon Jesus and look full in his wonderful face. Die oomblik wat ons op daardie plek kom waar ons, ongeag die dinge wat gebeur, ongeag die storms wat op ons pad kom, as ons kan leer om ons oog gefestig te hou op Jesus wat die leidsman
en die volëinder van ons geloof is, dan help hy ons, dan draai hy ons deur, dan sien ons maar is moontlik om oor hierdie storm te kom. En ander kan uitgekom, dan wonder ons, hoe het ek dit gemaak? Maar die genade en die krag van die Here het ons deurgedra. Ons kyk na hom, nie op ons omstandighede nie, want omstandighede is maar tydelik, maar God is ewig. Hy het opgestaan. Ons aanbid Nico, 'n God wat leef. En daarom kan ons ook sê, kan uitsien na die dag van môre. Al is daar donker wolke, al is daar onsekerheid, al maak dit nie sin om te sê, maar ek sien uit na môre as gevolg van die omstandighede nie, maar ek kan dit sê met absolute volharding in my binneste om nie, ek kan uitsien na die dag van môre, want ek weet wie my koning is. Ek weet hy wat binne in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy maak dit moontlik vir my om te kan oorwin. En daarom het ons die voorreg om aan die Here die eer te kan gee. Ek wil u vandag so 'n bietjie bemoedig in die woord van die Here. En ek wil hê jy moet met my lees in die boek van Romeine hoofstuk 4. Romeine hoofstuk 4 vers 18 tot 21. Romeine 4 vers 18 tot 21. Ek gaan lees uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling, die 1983 vertaling. Ek lees nie baie uit hom uit nie, maar hy stel hierdie gedeelte vir my baie treffend. Maar u kan volg in die Bybel wat u het, en dan lees ons as volg. Romeine hoofstuk 4 vanaf vers 18. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef, dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Vers 21. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Tot sover die woord van die Here. Ons bid net saam. Vader, dankie vir die geopende woord. Is 'n lig op ons pad, 'n lamp vir ons voete, die kompas van ons lewens, en ek wil bid nou dat u woord in ons harte oop sal maak, dat ons dit sal verstaan en daarop sal reageer. Here, help ons bid dit so in Jesus naam. Amen. Amen. Woord van die Here sê, toe daar geen hoop meer oor was nie. Is 'n geweldige stelling om te maak. Toe daar geen hoop meer oor was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte wat God aan hom gegee het. En hier is die sleutel, geliefdes, dat ek is in staat om te kan hoop, omdat ek 'n belofte van God ontvang het. Abraham het die belofte van God gekry 25 jaar vroeër, dat hy die vader van baie nasies sal word. Maar vir 25 jaar moes hy wag. En sy liggaam het verswak. Die omstandighede het gewys, luister, dit maak nie meer sin om te hoop op 'n belofte wat nie sal realiteit word nie. Maar die woord sê, toe daar geen hoop meer oor was nie, het hy nogtans gehoop. Nogtans sal ek hoop, ongeag wat die werklikheid van die omstandighede vir my wil wys, ongeag die feite wat die wêreld na my toe wil bring. Ek sal hoop, want my hoop is geanker in 'n God wat lewe. My hoop is geanker in hom wat my gevorm het, in die geheim aan mekaar geweef het, in die skoot van my moeder, wat my op my naam geroep het, wat sê ek behoort aan hom, en al sal daar waters oor my kom, en die vuur op my pad kom, weet ek, hy sal my deur kan dra, en daarom kan ek hoop. Geliefdes, ons vergeet miskien wat die belofte van God vir ons lewens was. Dat was 20, 30 jaar gelede aan jou geopenbaar, maar mag die Here vandag deur sy woord, deur sy liefde, 'n belofte weer vars en nuut in jou lewe maak, dat jy weet, ek kan hoop, want ek hoor van God wat leef. Amen. Dat was hy belofte deur 'n droom. Dat was hy deur 'n boodskap wat gepreek is. Dalk het jy die woord van God oopgemaak en net spontaan gelees en het vir jou woord gegee terwyl jy lees
elke plek waar jy jou voetsool op sal sit, sal ek aan jou gee. Dalk het jy gelees toe jy stikkend was, het hy gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Dalk is daar die rus nou op jou lewe nie, maar jy hou vas aan 'n belofte, die Here sal rus gee. En daarom kan ons dit uitsien. Daarom kan ek soos Abraham van ouds ook kan hoop, ongeag of my liggaam swak is, ongeag of die omstandighede 'n ander feit aan my wil openbaar, maar ek sal vashou aan die woord en die belofte van die Here. Sy beloftes staan ewig. En hom is hulle ja en amen. Is groter as 'n mens. En daarom kan ek op hom reken. Baie keer maak ons die fout om op die arm van vlees te steun, pastoor. Ons kyk na mense om vir ons deure op te maak. Ons kyk na mense om my op te lig. But he is the lifter of my head. En ek kan na hom toe gaan en sê, Here, lig my op. Trek my uit die moddersluit uit en plaas weer my voete op 'n rots wat ewig staan, onwankelbaar, vas tot in alle ewigheid, rots van die eeuwig. Amen. En ek raak opgewonde as dit kom by die woord van die Here dierbaar is. Halleluja. Niks kan daarmee vergelyk. Abraham moes vir 25 jaar moes hy wag. Ons raak ongeduldig op die pad waarop ons wandel, want ons soek die antwoord hier, ons soek hom nou, en ek is nie bereid om te wag nie. Maar weet jy, gedurende die wagperiode is dit die tyd waar God met ons diep dinge deel, ondeurgrondelike dinge, dinge wat net ek met my papa kan deel, en hy in my gees sekere waarhede openbaar wat my sterker maak op hierdie pad. Maar ons soek baie keer die antwoord so vinnig, en ek verloor die diepte van wat God my deur wil vat. Weet jy dat Abraham moes elke dag van hierdie 25 jaar moes hy leef. Hy moes dit sien. Hy het nie sy oë toegemaak en skielik was 25 jaar verby nie. Nee, hy moes elke oomblik van elke dag moes hy beleef. Hy moes sekere moeilike vrae antwoord van mense wat wil weet, nou waar is jou kind dan? Jy sal dan die vader van baie nasies word. Waar is jou kind? Hierdie stemme van mense wat nie jou omstandighede verstaan nie, maar wat dinge wil sê oor jou lewe en nie weet wat is die pad wat die Here met jou deurloop nie. En hulle wil dinge sê want hulle is onkundig. Maar Abraham, ek is seker, moes ook hierdie vrae, moes hy ook ervaar en hy moes dit ook beleef, maar die woord sê, nogtans het hy gehoop en geglo. Vers 21 sê dit so mooi. Hy was ook ten volle, dis Abraham, ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. As die Here iets beloof, hy sal dit doen. Hy sal dit doen. Ek wil 'n bietjie oor myself vertel, as my eerste keer saam met u, en is vir my nodig om 'n kort deel van my getuienis met u te deel. U sal my beter leer ken. Jy sien ek het inkomstap met 'n kierie. So ek loop met 'n kierie, maar daar's 'n rede vir dit. En dit is opgesluit ook deel in die belofte wat die Here vir my kom maak het. Nou ek het die voorreg gehad om as 'n jong man kon ek opleiding ontvang om my te kwalifiseer as 'n vleenier. My pa en my ma moes baie opofferings maak, dat ek die vliegskool kon bywoon en dat ek my kursus kon voltooi en my as 'n vleenier kon kwalifiseer. Was 'n groot ding gewees op daai tyd, en ek is van Namibië, en dit was lekker. Ek moet sê, toe ek die kwalifikasie het, daar was 'n huppel in my stap, ek het sekere dinge bereik, en ek het goed gevoel rondom dit. As 'n hoogtepunt gewees. Er het so baie dinge gebeur in die tyd toe ek gevlieg het, en ek wil vir u sê, want ek dink 'n bietjie net aan die wagperiode, waar die Here sekere goed aan jou gaan openbaar. Ek het gevlieg en ek het sekere lesse geleer. Onder andere het ek geleer, jy moet op jou instrumente moet jy vertrou. As jy
jy het twee maniere hoe jy vlieg. Jy vlieg VFR, Visual Flight Rules, waar jy vlieg op wat jy sien, maar jy vlieg ook IFR, Instrument Flight Rules, waar jy vlieg waar jy nie met jou blote oog kan sien nie, waar jy op jou instrumente moet vlieg. En as jy dit leer, dan is alles vir jou deur mekaar, want hulle blinddoek jou op 'n manier om nie buitekant te sien nie. Jou oë is net op jou instrumente. En jou instrumente gaan vir jou sê of jy reguit vlieg en of jy draai en of jy sak en of jy styg. En omdat jy nie buite die horison kan sien nie, voel alles deur mekaar. En jou instrument wys vir jou jy vlieg reguit, maar dit voel vir jou jy's in 'n draai. En dan wil jy dit regstel. Maar as jy so regstel op hoe jy voel, dan sal jy skeef begin vlieg en jy kan die vliegtuig natuurlik neerstort. Jy moet leer om jou instrumente vertrou ongeag hoe jy voel. En dis ook baie keer die woord van die Here met ons deel. Voel nie vir my, ek moet hierdie pad nou loop nie, maar die Here het aan my geopenbaar, dit is wat ek moet doen. En al voel ek miskien nie die regte manier nie, al voel ek is besig om 'n verkeerde besluit te neem. As God dit aan my geopenbaar het, dan moet ek weet, dit is die pad wat ek moet loop, ongeag die moeilike omstandighede wat daarmee gepaard gaan. Dit is een van die lesse wat ek geleer het, toe ek gevlieg het. Dat 'n dag aangebreek, 27 Mei in die jaar 2000. Toe sê ek was baie op pad terug na Windhoek, waar my basis is. Ek en 'n vriend het gery, ek was baie uit, die vriend het die kar bestuur, en ons is in 'n ongeluk, net so buitekant Windhoek. Kar het die pad verlaat, gerol, en toe ons van die pad af gaan, het 'n klip of 'n rots die vloer waar ek sit uitgeslaan, en my bene by die venster uitgeslaan. En soos die kar nou rol, het hy ook my bene beskadig. 100 plus meter ver gerol, teen 'n boom tot stilstand gekom, kar was toe op sy wiele, en my vriend klim toe uit die kar uit. Hy vra vir my, Etienne, is jy alright? Hy kon toe nog uitklim. Ek sê vir hom, maar ek is deur mekaar, ek sê, ek is alright. En toe klim hy uit om hulp te soek, maar ek besef, ek is nie alright nie. Besef maar ek het geweldige pyn in my bene. En my oë is oop, maar ek kan nie sien nie. En toe kom daar 'n vrees oor my, toe ek alleen is, en ek besef maar ek het baie seer gekry. En toe ek so bang raak, dat vrees nou begin om my te oorweldig op daai oomblik, toe die vrees op sy hewigste is, toe ervaar ek die teenwoordigheid van my Heiland so by my, so langs my, asof hy op die sitplek langs my is, met hierdie woorde in my hart, Etienne, die pad sal moeilik wees, maar ek sal saam met jou wees elke keer. Dit was die belofte wat die Here aan my gegee het. Ek het nie besef, daardie belofte sal my dra vir dekades nie. Ek het nie geweet, daar sal nog soveel dinge op my pad kom, waar ek moet vashou aan hierdie belofte, Etienne, ek sal saam met jou wees. Maar dis wat die Here doen, met sy liefde gee hy aan ons 'n belofte waarop ons kan staan. Hospitaal toe, en beserings is toe geweldig hewig, 13 frakture op my linkerbeen, vanaf die knie tot by die enkel ook fraktuur, waarin die wond oop is, en jy kan sien binne die wond, hoe die been ook gebreek. Die regter knie is gedislokeer, die femur, die dikbeen bo die knie is gebreek op die regterbeen. Dis op die linkerbeen wat die 13 frakture gehad het. Dinderm is geskeur, so ek het inwendige bloeding, en ek eindig op in die ICU, in Windhoek in. Moeilike pad, maar ek weet die Here sal saam met my wees. En ek besef toe die aard van die beserings verduidelik word, besef ek dat ek sal nie meer kan vlieg nie. Ek het my beroep verloor, ek het vir 8 maande gevlieg, maar is in 'n oomblik weggevat. Baie keer, dan maak ons staat op die werke wat ons doen, en ons werke begin om jou identiteit te gee. Maar weet jy wat, my identiteit kan nie in my werk lê nie.
my identiteit moet wees in wie God is. Hy is die bron van my lewe. Al sou ek ook alles verloor, bly hy getrou. Hy bly onveranderd. En dis die dinge wat ek moes leer. So ek moes vinnig deel met die feit dat ek my beroep verloor het. Ek is in ICU en hulle is bang vir 'n bloedklomp wat kan loskom en deur my hart gaan, so hulle moet my monitor. En 'n paar dae daarna is ek van die ICU na die General Ward verplaas. En nou weet ek mos nou dit sal nog beter gaan met my, want ICU is mos nou 'n moeilike plek. Maar jou General Ward beteken jy is nie meer in lewensgevaar nie. Ons ek in die algemene saal en daar's 'n infeksie in my been as gevolg van die oop wond. En die infeksie moet bestry word, want dit kan ons nou ook vir my kan jouself doodmaak natuurlik. En nou die dokter apparaat aan mekaar gesit wat die wond irrigeer, skoonmaak maar hy trek die vuil uit die been uit en hy spoel hom ons met antibiotika, irrigeer hy nou hierdie wond. Maar die ding werk nie reg nie en ek raak bleek, so iewers verloor ek bloed. My ma het dit gesien, waar die dokters dit nie gesien het, wat bietjie vreemd was, en jy weet hoe die dokters moet ons daarom beter kan sien as 'n leuke persoon. Nietemin, hy sê vir die suster, of verpleegsuster wat by my is, om die apparaat uit die been uit te haal, want dit werk nie reg nie. Hy stap weg, en daar was 2 pype van agter die been in die wond, en toe die eerste pypie uitgetrek word, was dit nie seer nie, maar die tweede ene voel ek is seer, maar sy trek het uit, toe sy uittrek, toe span die bloed, en toe die dokter deur die hoofaar gewerk wat agter jou been loop. En soos wat die hart pomp, so word die bloed uitgebring. Die mure is vol bloed, soos hy bloed uitspat uit my uit. Jy het 'n nierbakkie waar hy ons jou tande borsel en so aan. Die nierbakkie wat onder die been gehou. Ek is braaf genoeg, ek hou homself onder die been. Hy is vol bloed. Hulle bring die stokkel wat ek my in was, ons probeer dit so onder die been sit en toe raak ek bewusteloos. En toe ek bykom, toe sê hulle vir my, hulle moes my hartmassering toepas. En ek sien toe, hulle is besig om bloed aan my te skenk. 5 punte bloed moes ek kry. En ek kon die ding nie reg verstaan nie, want ek is dan uit ICU uit. Ek is nou in die algemene saal waar dit met my beter moes gaan. Maar hier wil die vyand my lewe kom steel. En ek het dit nie reg verstaan nie. Hoekom gebeur die dinge? Maar daar was 'n belofte gewees. Die pad sal moeilik wees, maar ek sal saam met jou wees elke tree wat jy moet gee. Of dit nou is deur 'n voertuig wat van die pad af gaan en jou been feitelik vergrys, of dit is dat jy bloed verloor deur 'n dokter wat nie sy werk reg gedoen het nie, maar ek sal saam met jou wees. Ek weet nie wat die omstandighede in die lewe van dag hier en nou is nie. Ons is mos geneig om dinge self te hou in ons hart. Ons praat nie altyd oor die dinge wat ons deurgaan nie, maar die Here weet, hy verstaan, hy ken my, hy weet hoe om met my te werk. En hy hou vas aan die belofte wat die Here aan u gegee het. Hou vas aan daardie belofte. Ek moes dit so doen. En die Here leer vir my 'n kosbare les. Hy sê vir my Etienne, iemand het bloed geskenk dat jy kan lewe. Maar daardie man of vrou wat bloed geskenk het, sal jy nooit aan die hand kan vat, 'n drukkie gee en dankie sê vir daardie persoon wat bloed geskenk het nie. Die aksie van daai persoon het nou jou lewe gered. En luister mooi, jy het die voorreg om my te ken, wie se liggaam verbrysel is, wie se bloed gevloei het vir elke een. Ek het die voorreg om hom te ken, die rots van die eeue, geskeur, dat daar vir my 'n plek kan wees wat my veilig kan beskik, wie se bloed tot redding vir my gestort is en vir elke een. Daarom sê Paulus, dat ek hom mag ken in die krag van sy opstanding, maar ook in sy lyde, waar dit moeilik is om hom so te ken. Die infeksie het nie weggegaan nie. En die dokter het vir my gesê, Etienne, ons sal moet die been amputeer. En ek het my begin voorberei op daardie moontlikheid. Maar kom ek van hier terug, toe ek in ICU was, het my ma by my kom staan.
Die dokter het vir haar gesê, mevrou, die kans is groot dat wanneer Etienne uit ICU uitkom, dis nog net na die ongeluk, wanneer hy uit ICU uitkom, sal hy dalk sy been verloor. Ons sal dit heel moontlik moet amputeer. En sy het met die Here gepraat, en die Here het aan haar hierdie gerusheid gegee. As hy uitkom en my been is af, dan is dit nou so. Maar as hy uitkom en ek het nog my been, dan sal ek hom nooit verloor nie. Dis die belofte wat die Here aan haar gegee het. Nou kom die dokter, en hy sê vir my hierdie ding, Etienne, ons sal baie moontlik moet amputeer. Soms kom daai moeilike nuus na jou toe, en jy moet dit hanteer. Besigheid lyk hy gaan val. Huwelik lyk, daar's te veel krake. Kinders doen hulle eie ding. Jy bevind jou as dit ware in 'n donker omstandigheid, en die nuus wat jy kry is nie goed nie. Hoe hanteer ek daardie nuus wanneer hy direk op my pad afkom? Ek hanteer hom op grond van 'n belofte wat die Here aan my gegee het. Soos Abraham van ouds, toe daar geen hoop meer oor was nie, het hy nogtans gehoop en geglo. So ek kan hoop, ek kan glo, ongeag van die slegte nuus wat moontlik op my pad kan kom. Dokter het gesê, sal moontlik moet amputeer. Hy sê vir my die woorde, hulle sal môre weer die wond oopmaak, en as die infeksie nie tekens wys dat hy minder raak nie, dan moet hy ernstig oorweeg om te amputeer. En ek het gebid, Nico, ek het daai aand, voor die volgende oggend, verskoon, het ek gebid, met volle geloof het ek gebid, Here, ek weet U is in staat om hierdie infeksie weg te neem. As hulle môre die wond oopmaak, dan sal hierdie been feitelik gesond wees. Dis die geloof wat ek aan God gestel het. Maar die waar is toe hulle die volgende dag die wond oopmaak, dus daardie infeksie meer as wat die vorige dag was. En ek is stikkend in my binneste. En ek het gebid, ek het geglo, maar die antwoord was nie wat ek wou hê. Gebeur met ons, Kobus, het gebeur met ons, dat ons verwag op grond van die geloof wat ek geplaas het. My omstandighede moet nog verander, maar dan verander dit nog nie. En ek sekere goed moes ek, die werklikheid daarvan moes ek toe aanskou. Ek het die dokter gesê, hulle moet uit die kamer uit gaan, ek wou alleen wees. Ek het my Bybel op my bedkassie gehad, en ek was desperaat. As 'n werk wat dors na water strome, so dors my siel na U, o Heer. En alles binne my was ek desperaat vir 'n antwoord van God. En ek het die woord gevat, en ek is iemand wat die woord sistematies lees. Ek wil begin die hoofstuk en hom klaar lees, maar daardie dag was daar nie vir my tyd vir sistematies lees nie. Ek wou net die woord oopmaak en hoor en lees wat God sê. En ek het die woord oopgemaak deur God se Gees by Lukas hoofstuk 18. En ek was moedeloos op daai tyd. Ek was stikkend, want my antwoord was nie daar nie. En Lukas 18 vers 1 begin waar die Here gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word. En ek was moedeloos. Ek dink, o Here, nou praat U met my. En ek lees aan en het gaan oor die weduwee wat by die regter pleit dat daar aan haar reg gedoen moet word. En vers 7 sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En vers 8 sê, en gou sal hy die antwoord gee. En ek besef, Here, dankie. Ek het 'n antwoord nodig gehad. Ek roep na U dag en nag. Ek weet, U sal aan my reg doen. Nog 'n belofte uit God se woord, wat my gebou het, wat my opgelig het. Ek wil vir U sê, dierbares, ek het nog my eie been. Het is nooit afgesit nie. Die infeksie is weg. Ek dra die letsels van die bewys waardeur ek gegaan het. Baie van ons dra letsels wat dien as 'n bewys van die pad wat ek moes loop. Letsels
wat my stikkend gemaak het, maar wat God met sy kosbare liefde weer heel kom maak het, want hy is die balsem in Gilead in staat om 'n stikkende wond weer heel te maak. En nou bly die letsel daar, dan is dit my getuienis. Ek kan my kierie vat, Nico, ek kan met hom loop. Ek mag nie vlieg nie, maar ek kan vlieg. Hoor my mooi, ek kan vlieg. Ek mag net nie. Ek kan my kierie vat en ek kan loop. Ek kan selfs tydens die Desember tye kan ek my shortie dra, die houe is daar, maar is my been, op grond van 'n belofte wat die Here aan my ma gemaak het, hy sal nooit sy been verloor nie. Ek wil u bemoedig vandag, die waardes, hou vas aan die belofte wat die Here aan u gegee het. As jy hom vergeet het, bid ek in die gesagsnaam van die Here, dat hy daai belofte vars en nuut na u toe sal bring. Here, dankie dat u in elke hart werk. Dankie dat u opnuut daardie belofte weer vars en nuut maak. Bou ons weer op, Here, dat ons weet op u kan ons vertrou. Al lyk dit daar is nie meer hoop nie, sal ons nogtans bly. In die naam van die Here bid ek dit. Mag die Here u seën, geliefdes. Ek moes 'n baie lang pad loop, daar's nog soveel van my getuienis wat ek nie met u nou sal deel nie. Maar die belofte, toe ek stikkend in die voertuig was, toe die Here vir my gesê het, ek sal saam met jou wees, daardie belofte dra my vandag nog. Ek is deur soveel meer as net die ongeluk. Maar hy hou my vandag. My pragtige vrou kom gee. Die voorreg om my pa by my in ons huis te hê. My ma lewe vandag nie meer nie. Maar om Nico kan, Telma kan getuig van die vrou wie sy was en die impak wat sy kom maak het. Moeders, julle is kosbaar. Geroep deur die Here om 'n kosbare werk te doen. Luister na wat die Here sê. Bedien die kinders veral met die belofte wat die Here op u lewe plaas. Mag die Here u ryklik seën. Dankie vir die voorreg om kortliks God se woord met u te kan deel, pastoor. Ek waardeer dit. En ek is in Port Nolloth. Ons is by die Volle Evangelie Kerk, maar die begeerte is om saam te kan werk. Ek glo die Here sal dit vir ons moontlik maak. Mag die Here u seën. Amen, nou is dit my beurt. Ek sal dit dink sommer nou terwyl pastoor Etienne so praat, kom daai stukkie by my op wat die Here vir koning Dawid die belofte gegee het. Jy sal vir Sion inneem. Is dit nie wonderlik? Jerusalem is maar jy sal vir Sion. Sion was 'n plekkie net in Jerusalem, 'n hoë punt gewees en daar is mos wat hulle so gespot het. Ag, ons sal sommer die krepeles en die blinders daar op die muur sit om vir julle weg te hou. Want die mure was hoog, verstaan jy? Sion is vandag daardie ding wat jou sit hou vas, wat jou geloof so aanval. En maak dat ons nie God kan vertrou nie. Verstaan jy so? En die vyand kom sê vir jou man, ek sal sommer die blinders en die krepeles en die dowes en die slegtes en die wie ook al. Hulle kan julle sommer wegjaag, want die mure is veilig. Hy vertel dit mos elke dag vir ons. Ons mens, man, die muur is veilig. Jy sal nooit vrykom van daai gemors van jou verlede nie. Ons sal nooit vrykom. Hy vertel dit elke dag vir ons. En dan kom die Here in, soos Etienne gesê het, hy het 'n belofte. Jy sal Sion oorweldig. Nou Sion lyk vir my en vir jou of ons dit nie gaan maak nie, want dis hoë mure en die blindes en die krepeles sit 'n spot hier van die hoë mure af. Nee, wat? Die Satan het maar sy gesante wat vir jou vertel, nee, wat, jy kan maar los. Gaan maar net aan, gaan maar net verby. Maar wie die Here daarom op snaakse maniere, terwyl hy nou so praat, toe kom dit so by my op, daai Sion met die hoë mure, maar die vyand het vergeet, daar's 'n waterweg onder deur die muur. Daar loop 'n kanaal daaronder. Hy's so 'n bietjie diep. Vir Johannesdorp, hy's so 'n bietjie diep. Verstaan jy, hy's so 'n bietjie modderig, maar op die einde van die dag wat hulle nie besef het nie. En
Dawid het 'n man van God, verstaan jy sy general daar en hy sê, ek sal gaan. Want ek ken daai kanaal, ek weet van daai kanaal. Die krepele is daar bo en die blinde, hy sien nie hierdie kanaal hier. Want God het 'n kanaal gemaak. Nou partykeer dan, jy sien dis mos jy so onder die water is. Ons het mos ook altyd klein dit so onder die water gespeel en dan kyk jy nou weer hoe jy langs die asem op. En dan as jy so half in die versuip en party voel jy het nou versuip en ander het versuip. Verstaan, dit die ongelowe het versuip. So maar ons is nog hier, so ons het nie versuip. Verstaan jy, so maar Sion moet ingeneem word. Verstaan jy, want daar binne in Sion, hier in dorp, verstaan jy, is daar maar baie ongeloof. Ons sê mos maklik, ons vertrou God, en ons staan op die beloftes tot ons agterkom, maar die dorp sê vir jou, is nie so lekker, is nie so maklik nie. Hy word verdedig, van die vyand slaan ons geweldig op ons gedagtes. Verstaan jy, hy vertel altyd vir jou sleg as jy, nee, jy gaan dit nie maak nie, jou verlede en dan kom die Here en hy sê daar is 'n waterkanaal. God maak 'n weg waar daar geen weg is. Is dit nie wonderlik, God maak 'n weg, al lyk dit vir jou hoe donker. Maar dis nie altyd 'n maklike weg soos my broer daar sê. As jy deur hierdie waterkanaal moes gaan, is dit partykeer wat jy lank jou asem moet ophou. Verstaan dat jy voel, ek gaan dit nie maak nie. Dan is dit weer net die neusgate wat so 'n bietjie asem kry. En dan is dit weer dat jy hier teen goeders vas swem hier onder die water, want jy kan nie sien nie. Verstaan jy, so dis moeilik. En moeilike tye, maar op einde van die dag is jy onder die rivier. En jy's jy's binne in Sion. Net waar God jou wil hê. Jy's binne in Sion. En nou kan jy die deur oopmaak. Ons maak die deur vir wie oop? Vir die Gees van God. Die deur is oop, man. En Sion is oorweldig. Satan is verslaan. Ek en jy moet so 'n bietjie struggle, man. Dis so 'n bietjie vasvat. Dis nie sommer net, ons wil altyd alles so cheap hê, man. Maar ons het so groot geword, ons het vrek bederf groot geword. Ons wil net alles, maar ek wil 'n lekkertjie, dan kry jy sommer 'n sak lekkers. Verstaan jy daai goedjies, maar verstaan jy, ons ken daai ding. En nou raak ons so groot mense, dat ons alles moet net so vinnig by die Here kry. En God wil vir jou wys, hierdie pad is 'n alleen pad, maar 'n moeilike pad, maar ek is by jou. Verstaan jy, oral waar jy gaan, is ek saam met jou. So ons prys die Here, soos dat Etienne vanmôre gesê het, dat ons kan vertrou op God. Jong, 'n mens, hy lieg. Hy kan lieg. Jy moet hom nie vertrou nie. Jy moet nie eens vir my vertrou, of lees jou Bybel of dit daar staan. Ek kan ons nou vir jou klomp stories vertel. Ja, pastoor, die Satan is lief vir jou. Ja, dankie pastoor. Moenie dit glo nie. Hy is nie lief vir jou nie. Verstaan ons mense, man, ons moet werklik gaan stil raak altyd by die Here, want daar is soveel dinge wat ons in ons harte moet oorwinning oor kry, sodat ons gedagtes kan bedink die dinge wat daar bo is. Amen. Prys die Here. Nou kom hierdie gevaarlike voorsangers van ons. Hulle sit sommer die liedjie in die middel in en dan vat hulle weer van agter. Halleluja. Kom ons staan lekker, Ja, en as ons klaar gesing het, dan sal sê vir ons afsluitende gebed. En dan vra ek dat julle asseblief net weer julle sitplekke sal neem, net vir 'n paar sekondes asseblief tog. Ons sal dit baie waardeer. Dankie. With my hands I will praise Him, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King and the King. With my hands I will praise Him, with my voice I will sing,
songs of thee. I will walk in the garden, I will talk like a king, and I will call those things that be not just as though they were. I will walk in the garden, I will reign like a king. Amen. Amen. Ons loop na die oor. Here, baie dankie vir hierdie boodskap wat vanmôre vir ons gebring is. Ek bid Vader dat ons hierdie week sal vashou aan die belofte wat U aan ons gemaak het, Vader. Help ons om hierdie week dieper by U in te gaan, Vader, met die wete dat U alreeds daar is. Dankie, Here. Amen. Amen. Boodskap vanmôre nie in ter harte geneem. As ons so kyk, ek wil eers net vir die ouens wel maar 'n dankie sê vir hierdie gebou om dit 'n huis van God te kan maak, 'n huis van aanbidding. En 'n mens het 'n groot verantwoordelikheid in 'n gebou. En as ons nou baie mooi kyk en ons kom in, dan sien ons so mooi as dit aan die buitekant. Nou as jy voorin kom, dan sien ons die lighuis is daar, want elkeen van ons is 'n lighuis. En moet dit wees. Nou kom ons hier in, en julle kan al sien, het al baie veranderings gekom. Maar ons wil nog 'n verandering maak. Ons wil ander gordyne opsit, wat mooi is, mooi seegroen, met 'n mooi agtergordyn. Sodat want groen bring lewe, groen getuig van lewe. En ons wil dit binne net so mooi maak, soos wat dit daar buite is. Want ons moet tuis voel, ons moet mekaar lief hê. Ons kan mekaar lief hê as die atmosfeer reg is. As ons kyk na ons eie huise, ons bring veranderings, die man kom in en sê, "Wow, jy het alweer die huis verander. Nou moet ek dit in die donker soek." Maar hulle oë is oop. En ons wil net vir julle vra, ons het regtig borde nodig om die gordyne te kry. Dit is soos jy 'n bord kan gee per venster, of so 'n hele klompie saam, dit is soos amper so plus minus R700 per venster. En die ouens wat luister, wat dan voel hulle wil iets bydra, en die Here lê dit op hulle hart, op die skerm sal die bankbesonderhede wees, en tuis is Magda daar. En julle kan haar net kontak. Baie dankie vir elkeen wat sal bydra. Die Here se seën is met elkeen van julle. Amen, daar's lekker koffie, uitsparring, jy's weer welkom. Ja,